Amen. Ek wil vanmôre vir u 'n woord bring en ek kan jou verseker dat die duiwel het in al sy mag probeer om my te keer en te verhoed dat ek hierdie woord moes skryf. Want die duiwel weet hoe belangrik hierdie woord vir ons is en hoe ernstig hierdie woord is wat die Here op my hart geplaas het, wat elkeen van ons as gelowiges vandag moet hoor. 'n Woord wat ons nie veel meer in vandag se samelewing altyd hoor nie. 'n Woord wat baie algemene kerke, sal ek maar so kan stel, maar net onder die mat ingevee het. 'n Woord wat ons miskien nie altyd ook heeltemal reg verstaan nie. En vanmôre wil ek met u gesels oor die aspek van wat dit beteken om in die vrees van die Here te leef. Wat dit werklik beteken om 'n Godvreesende man en vrou ook te wees. Nou gaan jy vra, kom ons gaan net so sit en ons bid en ons vra die Here om hierdie woord vanmôre in elkeen van ons harte ook te kom vestig. Here, ek dank U vanmôre dat ons weet dat wanneer ons hier sit en ons ontvang die woord van die Here, is dit nie woord wat deur 'n mens geskryf is nie, maar nog steeds is dit die Gees wat ons lei en ons inspireer. U woord bly kragtig, U woord bly die waarheid en U woord sal en kan nooit verander nie. En ek bid Vader dat vanmôre soos wat U hierdie woord gegee het, dat U die woord deur die Heilige Gees deur my sal laat spreek, Vader, dat hierdie woord werklik sal val op ore wat vanmôre sal hoor. In kerk, maar ook aanlyn en selfs die persoon wat net nou na hierdie boodskap luister op WhatsApp. Here, hier is dit elkeen van ons hierdie woord sal kan ontvang. Maak nie saak miskien hoe teregwys dit mag wees tot ons siel nie. Maak nie saak hoe ongemaklik ons miskien daardeur mag voel nie. Maar Here, dat ons deur hierdie woord gevorm sal word. Soos wat U wil hê ons moet wees. Is ons gebed in Jesus naam. En almal sê amen. Lees gesaam met my die volgende twee skrifgedeeltes. Deuteronomium 6 vers 13 sê vir ons die volgende woorde. Jy moet die Here jou God vrees en hom dien. Deuteronomium 13 vers 4 stel dit vir my en jou so, hy sê, julle moet die Here julle God navolg en hom vrees, en sy gebooie hou, en na sy stem luister, en hom dien, en hom aanhang. Hierdie twee skrifgedeeltes leer vir my en jou vanmôre dat dit is eintlik 'n algemene verwagting. Ons kan sê dit is 'n bevel, 'n opdrag vanaf God, dat ek en jy as 'n gelowige, as 'n kind van die Here, moet hom vir God vrees. Inteendeel, die profeet Jesaja beklemtoon die belangrikheid vir my en jou om 'n vrees vir die Here te hê, deur om 'n vergelyking te maak dat hierdie is so iets belangriks in ons lewens, dat hy vergelyk hierdie vrees wat ek en jy moet huisves vir God, as 'n skat wat ons as gelowiges ontvang. Kyk wat sê Jesaja in 33 vers 6, hy sê, die vrees van die Here sal ons skat wees. Nou ek en jy weet vandag, as jy in besit is van 'n skat, as jy in besit is van iets waardevols in jou lewe, sal jy in volle mag, jy sal alles in jou krag te doen om seker te maak dat hierdie iets wat die waardevolle skat mag wees, dat jy dit behoed en bewaar. Jy sal maniere bymekaar skaap en uitdink om seker te maak dat hierdie waardevolle skat in jou lewe altyd veilig sal wees, sodat nie skade kan lei nie en sodat niemand dit kan kom steel nie. Maar tog as ek en jy gaan kyk na die kultuur van die hedendaagse lewe, gaan jy agterkom dat hierdie waardevolle skat, die vrees van die Here, nie meer geag word as iets waardevol in die gelowiges se lewens nie. Want dis iets wat ons, en ek praat vandag nie met 'n wêreldling nie, ek praat vandag met die meerdere kerke en meerdere gelowiges, hierdie is 'n skat wat ons nie meer bewaar in ons eie lewens nie. Kom ek gee gou vir julle 'n paar redes waarom ek glo die profeet Jesaja hierdie vergelyking maak dat die vrees van die Here vir my en jou 'n waardevolle skat moet wees. Dis uit die woord van die Here uit. Die wat God vrees sal beskerm word. Psalm
34 vers 8 sê dit vir my en jou. Hy sê die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle. Tweede rede is, die wat God vrees, sal deur God geleer word hoe om voorspoedig te wees. Dawid skryf dit in Psalm 25 vers 12 tot 13, hy sê, wie tog is die man wat die Here vrees? Hy sal, en dis God, sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies, en hy self sal vernag in die goeie. Dis het geen gebrek nie. Die wat God vrees, sal God se goedheid en genade vir altyd ervaar. Psalm 103 vers 17 sê dit vir my en jou. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees. En dan natuurlik die laaste ene. Die wat God vrees, se gebede sal vervul word. Dawid sê dit vir ons in Psalm 145 vers 19. Hy vervul die wens van die wat hom vrees, en hy hoor hulle hulpgeroep, en hy verlos hulle. So wat is hierdie vrees van die Here wat ek en jy dan moet aanskou as 'n waardevolle skat? Kinders van die Here, die gedagte of die bedoeling om God te vrees of om 'n Godvreesende man of vrou te wees, beteken nie vandag dat ek en jy moet 'n letterlike vrees hê vir God nie. Want dink gou vir 'n oomblik gou so hier aan. Vanaf die heel begin in die skepping het God alreeds sy hart aan ons as mens kom bekend maak om vir ons te bewys dat hy het hierdie diep begeerte om in 'n intieme, liefdevolle verhouding met ons as mens te verkeer. En daarom sal God nie wil hê dat ek en jy 'n letterlike vrees moet hê vir hom nie, want geen mens kan in 'n intieme, liefdevolle verhouding staan met enige iemand as jy bang is vir daardie persoon nie. En daarom wil God nie dat ek en jy moet fisies bang wees vir hom nie, want hierdie vrees, hierdie fisiese banggevoel, die angstigheid, gaan hierdie liefdeverhouding vernietig wat God wil hê met my en met jou as sy kind. Nie om God te vrees beteken dan vir my en jou vanmôre, dat as sy kind, as 'n gelowige, moet ons so 'n diep liefde hê teenoor God, dat ons bereid sal wees om God altyd bo alles en almal te plaas in hierdie lewe. Dit beteken ek en jy moet so 'n liefde hê vir God, dat ons hom sal ag, hom sal vereer, hom sal aanbid, hom sal respekteer bo enige iets en bo enige iemand in hierdie wêreld. Hy moet heel bo wees. Hy moet altyd gesien word en aanskou word vir wie hy werklik is. Dit bring vir my en jou miskien vanmôre dan by die groot vraag, waar ons miskien self in ons eie lewe vandag moet begin inkyk, en dit is, hoe kan ek verseker wees vandag, dat ek in die vrees van die Here leef? Jy sien, dis baie maklik, om vanmôre tot die konklusie te kom te besef, dat jy kan 'n gelowige wees, jy kan 'n Christen wees, jy kan 'n kind van die Here wees, jy kan tot wedergeboorte gekom het, jy kan die hemelprys alreeds ontvang het, maar dit beteken nie dat jy miskien in die vrees van die Here leef vandag nie. So hier's vir jou 4 karaktertrekke wat ek vanmôre vir jou wil gee, wat jy self ondersoek moet instel, want hierdie is 4 karaktertrekke wat vir jou gaan wys en gaan leer of jy werklik in die vrees van die Here leef. Die eerste karaktertrek is dat jy sal ernstig wees oor heiligheid. Jy sal ernstig wees oor heiligheid. Sien, ons sien hierdie tendens al hoe meer deesdae onder Christene, hoe meerdere Christene dit maar net al te maklik vind om sekere waardes, sekere beginsels, sekere waarhede van God, maar net bloot eenvoudig een kant toe te skuif, of om dit te vermy of te verdraai, of die betekenis van God se woord net te probeer verander, bloot eenvoudig omdat hierdie waardes of waarhede of hierdie beginsels van God jou dalk so 'n bietjie ongemaklik laat voel of jou skuldig laat voel. Ons wil hierdie beginsels van God en die waarhede van God soveel keer verander, omdat ons baie keer miskien faal daarin om op te leef tot God se standaard. Of hoeveel van ons is nie daar wat hierdie waarhede van God wil vermy, miskien bloot eenvoudig omdat dit van jou 'n groot prys en opoffering vra nie.
En dan sien ons hierdie tendens deesdae waar gelowiges bereid is om God se waarhede te verlaag, sodat ander mense daardeur nie moet aanstoot neem nie. Maar kyk gou wat sê Spreuke 3 vers 7 vir my en jou vandag. Hy sê, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Spreuke 8 vers 13, die vrees van die Here is om te haat wat sleg is. As jy gaan haat wat sleg is, beteken jy haat wat God haat, en jy moet lief wees dan dis waarvoor God lief is. Spreuke 16 vers 6, die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedelinge van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Hierdie teksverse is baie duidelik vandag vir my en jou, dat as jy die vrees van die Here besit, dan gaan jy poog, jy gaan alles in jou vermoë doen om te keer dat sonde deel moet word van jou lewe. Jy gaan alles in jou lewe doen om seker te maak dat jy nie sonde in jou lewe vertroetel of huisves nie. Ja, ek weet dis nie altyd moontlik nie, maar jy gaan tot jou beste van jou vermoë strewe na heiligmaking. Jy gaan nie sonde in jou lewe toelaat omdat dit maar net eenvoudig en maklik is nie. Jy sien, ons te veel kinders van die Here wat weet dat God is 'n liefdevolle God, hy's 'n genadige God, hy's 'n God wat vergewe, en dan gebruik hulle God se genade en sy vergifnis en liefde as verskonings om maar net te mag doen en te kan doen net wat hulle wil. As ek en jy werklik hierdie vrees van God in ons lewe het, dan sal heiligmaking vir jou so 'n belangrike aspek wees, dat jy sal nie God se maatstaf, God se beeld, sy waardes verlaag, net sodat die wêreld se sonde geregverdig kan word nie. En dis presies wat ons sien heiliglik aangaan. Dink gou vir 'n oomblik aan 'n voorbeeld wat ons in die Bybel vind aan Josef. Josef kon baie maklik ingegee het vir die versoeking om met Potifar se vrou te slaap, toe sy na hom toe gekom het, poolnakel, kaal, en die Bybel sê, aan hom gehang het, en hom gesmeek het, kom slaap by my. Hy kon baie maklik allerhande verskonings uitgedink het, om hierdie sondige reaksie, of hierdie sondige gedrag, miskien te regverdig. Ek bedoel, ons weet self, hy was met dalk emosioneel nie op 'n goeie plek gewees in sy lewe nie, want hy was deur sy eie broers verwerp. Ek wil baie maklik gesê, maar ek gaan ingee vir die sonde, want ek is gebroke, en ek wil maar net liefde ervaar weer op 'n of ander manier. Hy kon baie maklik depressie dalk die skuld gegee het om te sê, maar ek is op die moeilike plek in my lewe, ek is depressief, ek is 'n slaaf in die land van Egipte onder in die vyande. Hy kon baie maklik miskien ook net eenvoudig gesê het, ek gaan nie die sonde in my lewe toelaat, want ek is kwaad vir die Here. En hoe kon die Here toegelaat het, dat ek op myself op hierdie plek bevind in my lewe? Maar as ek en jy gaan kyk na Josef se lewe, gaan jy agterkom, hy het nie dit gedoen nie. Sy vrees vir die Here en sy strewe na heiligheid was vir hom belangrik geweest. Hy was ernstig daaroor geweest. En daarom leer die woord van die Here vir my, dat hy op die ou einde, toe Potifar daar sy vrou daar gekom het, het hy gevlug uit die huis uit. Hy het gehardloop weg van dit wat sy heiligheid kon beïnvloed. Die tweede eienskap van persone wie heel hartig vir God sal vrees is jy sal ernstig wees oor gehoorsaamheid. Dink gou aan die keer toe God aan Abraham verskyn het, en hy gee vir Abraham die opdrag om sy seun Isak te gaan offer. Nou, ons ken die verhaal baie goed. En net toe Abraham op die punt kom om sy seun dood te maak, kom 'n engel, hy keer vir Abraham, en hy sê vir Abraham die volgende woorde in Genesis 22 vers 12, hy sê, want nou weet ek, en is God wat hier praat, dat jy God vrees. Met ander woorde, persone wat werklik in die vrees van die Here sal leef, sal altyd strewe om gehoorsaam te wees aan God se woord, aan God se stem, aan God se opdragte.
Jy sal so gehoorsaam wees. Dit sal vir jou so ernstige saak wees om gehoorsaam te bly aan God se woord, dat jy sal gehoorsaam wees te midde van die feit dat jy dalk in die proses mag seer kry. Te midde van die feit dat jy dalk miskien niks uit hierdie gehoorsaamheid uit self gaan uit baat nie. Abraham het sou seer gekry. Abraham sou niks gebaat het daaruit om sy eie seun dood te maak nie. Maar jy sal ook gehoorsaam wees, al verstaan jy nie, al maak dit nie vir jou sin nie, want maak nie saak wat God van jou vra nie, omdat jy hom vrees, omdat jy hom hoog ag, omdat jy hom aanskou vir wie hy is, sal jy bereid wees om te doen wat ook al hy vir jou sê en wat hy van jou verwag. Persone wie julle hart vir God vrees, sal ook nie skaam wees om God spontaan te eer nie. Kyk wat sê Dawid vir my en jou in Psalm 2 vers 11. Hy sê, dien die Here met vrees en juig met bewing. Hy sê, wanneer jy in die aangesig en die teenwoordigheid van God kom, en wanneer jy hom wil vereer, wanneer jy hom wil dien, hy sê, dan moet dit 'n oomblik wees waar dit 'n aksie, reaksie gaan hê op jou fisiese. Hy sê, ek wat Dawid is, wanneer ek in God se teenwoordigheid gestaan het, wanneer ek hom wil eer aan hom kom gee, was ek nie skaam gewees dat mense moet sien dat ek voor hom bewe nie. Hulle moes deur my fisiese liggaamlike aksie kan aanskou die respek en die liefde en die eerbied wat ek het vir my God. So wanneer ek en jy in die vrees van die Here leef, dan sal jy nie omgee om aan almal te bewys hoe belangrik God vir jou is nie. Jy sal vir almal wys deur jou manier hoe jy bid, die manier hoe jy aanbid, selfs die manier hoe jy met mense dit praat, sal jy altyd op 'n manier dit uitdruk dat mense kan aanskou die eerbied wat jy het vir God. Dat jy bereid sal wees om spontaan in oorgawe God te verheerlik en sy naam te lig en om te loof. En dis presies die voorbeeld wat Dawid vir ons deur sy hele lewe ook gestel het. Die Bybel verklaar vir ons dat hy werklik, hy's 'n aanbidder gewees. Hy was na aan God gewees. Dink jouself die oomblik toe hy 'n koning was, toe op die troon gesit het, en hulle bring die verborgsark, die teenwoordigheid van die Here in Jerusalem in. Wat het Dawid gedoen? Hy het van sy troon afgeklim, hy het sy koninklike kleed uitgetrek, en die Bybel sê, hy het homself gaan verneder, hy het in oorgawe spontaan voor hierdie verbondsark gaan dans, gaan jubel, gaan juig, en hy het nie omgegee wie hom sien, of wat mense van hom dink nie. Hy was bereid gewees om sy beeld en sy waarde en sy trots neer te lê, sodat hy in oorgawe en spontaan God kan verheerlik en die eer kan gee aan God wat hom toekom. Die laaste, die vierde karaktertrek van 'n persoon wie julle hart aan God sal vrees, is dat jy sal 'n sterk sekerheid hê. Spreuke 14 vers 26 sê, in die vrees van die Here lê 'n sterk sekerheid. Met ander woorde, 'n vaste vesting, 'n vaste geloof in God. As jy God vrees, sal jy nooit bang wees vir enige persoon, enige menslike opinie, enige siekte, enige situasie of enige omstandighede in jou hede of in jou toekoms nie. Waarom sal jy nie bang wees nie? Want jy sal God se woord en sy beloftes hoër ag as enige iets en enige iemand op hierdie wêreld. Jy sal God se woord en beloftes hoër ag. Jy sal dit ag as die waarheid, bo enige persoon se opinie, bo siektes, bo omstandighede, bo situasies. God se woord sal ja wees, dit sal amen wees. Weet soveel keer dan buig ons knieë voor mense, omdat ons bang is vir hulle. Soveel keer buig ons knieë voor omstandighede, omdat ons dit vrees. En elke keer wanneer jy jou knie buig voor enigiets anderste, buig jy nie jou knie voor God nie. Dan leef jy nie op daai oomblik in die vrees van die Here nie. Kom ek sluit vanmôre se boodskap af, musiek julle kan na vore kom. Hier wat ek en jy vanmôre moet verstaan, as ons werklik in die vrees van die Here wil leef. Daar's net een manier
hoe ons werklik God gaan vrees. Hoe ons werklik God in volle gaan vereer en aanbid vir wie hy is. En dit moet gebou word, ons vrees, op die openbaring van wie God is. Tot die besef wat ek en jy al gekom het, die realisasie wat ek en jy moet ontvang van wie God werklik is. As jy nie 'n ware beeld gaan hê van wie God is nie, gaan jy nie in die vrees van die Here loop nie. Gaan jy nie vrees vir hom nie. Ek en jy weet dat die Bybel verklaar vir ons dat God is soos 'n vriend vir my en jou, hy is soos 'n vader vir ons. Maar dit beteken nie dat ek en jy so gemaklik moet word met God. Met die feit dat hy ons vriend is, met die feit dat hy liefdevol is, dat hy genadig is, dat hy vergifnis vir my en jou kom gee. Ons moet nie so gemaklik word met God, dat ons vergeet, hy bly nog steeds God nie. Hy bly nog steeds heilig, hy bly nog steeds almagtig nie. En ek is van mening dat dit is presies wat gebeur het in die tuin van Eden met Adam en Eva. Hulle het God aanskou, hulle het eerstehands geleef en besef wie God is. Hulle het eersterhand geweet, hy is werklik die skepper, hy is werklik die geformeerde, hy is almagtige, hy is alkragtige. Hulle het geweet wie is. Maar dit so gemaklik geraak met die persoon van God, met die wese van God, met sy karaktertrekke van dat hy ons vriend is en dat hy ons vader is, dat op die ou einde ingegee het vir sonde. Dat op die ou einde tot ongeloof gegaan het, tot ongehoorsaamheid gegaan het, en nie God meer geëer het deur hulle dade nie. Kinders van Here, ek en jy moet nooit vergeet wie God is nie. Jesaja leer vir my en jou, wie is God? Hy sê vir ons dat hy, en dis my eie woorde, wat ek net so 'n bietjie omgedraai het van Jesaja 40, hy het die waters, of hy hou die waters in die holte van sy hand. Hy het dit afgemeet in die holtes van sy hand. Hy het met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal. Hy het met 'n maatemmer die grond van die aarde afgemeet. Hy het met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg. Niemand kan sy raadgewer wees nie. Daar is niemand wat hy kan raadpleeg, wat hom tot insig kan bring en hom kan leer wat om te doen nie. Niemand kan vir hom leer en onderrig nie. Die nasies, die mensdom, die wêreld is vir hom soos 'n druppel in 'n emmer, soos 'n stoffie op 'n skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle maar net so stofdeeltjies. Al die nasies is soos niks teenoor hom. Niemand kan met hom vergelyk word nie. Hy is die ewige God, die skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is ondeurgrondlik. Dit is wie God is. En daarom wanneer ek en jy as gelowige deur die lewe gaan, moet ons altyd hierdie beeld huisves, sodat ons ook in die vrees van die Here kan wandel. Dis God se opdrag, dis my en jou se verantwoordelikheid om ons hele lewe in te rig volgens die vrees van die Here. Mag ek en jy werklik 'n Godvreesende man en 'n Godvreesende vrou wees, deur woord, maar ook deur daad. Kom ons bid dit saam. Here Jesus, soms raak ons net te gemaklik met die wete van wie U is. Here, ons spreek dit, ons leer dit, want dit is tog ook wie U is. U is 'n liefdevolle God. U is 'n genadige God. Here, U is ons vriend, U is ons Vader. U is die een wat altyd daar is vir ons, dat ons nooit sal wegstoot nie en een kant sal gooi nie. Maar Here, ons moet nooit vergeet dat U bly die Almagtige nie. U bly heilig. Wanneer ons praat van U,
dan moet ons soos wat Dawid sê, eintlik bewe. Wanneer ons getuig van U by mense, wanneer ons bid, wanneer ons U aanbid, moet dit alles geskied met 'n gedagte van ons is besig om te praat van die Almagtige. Ons is besig om die Almagtige te aanbid. Selfs dit vanmôre wanneer ons hier in kerk is, Here, en ons bewus word van die teenwoordigheid, wat ons weet in wie se teenwoordigheid ons staan. Here, ons moet nooit U verlaag tot iets minder as wat U werklik is nie. Maar Here, selfs ons eie lewe, selfs Here, wanneer daai sonde dalk in ons lewe wil kom klop, selfs Here, wanneer omstandighede en vrese in ons deure kom klop, moet ons nooit daai sonde en daai omstandighede, daai vrese hoër plaas as wie U is nie. Maar Here, mag ons lewens inwy en mag ons strewe en lewe om Godvreesend te wees, sodat ons knie net sal buig voor U. Elke woord, elke aksie, elke daad ingerig sal wees volgens die vaste wete, ons is Godvreesend. Dis my gebed in Jesus Christus naam. Here, mag U Gees die diepte van hierdie woord openbaar aan elkeen van ons vandag, dat ons werklik tot volle insig sal kom wat dit beteken vir ons en wat se wonderlike deure dit kan oopmaak vir ons, beloftes en seëninge dit kan oopmaak vir ons om Godvreesend te wees nie. Dis my gebed in Jesus Christus naam. Amen. Kinders van die Here, gaan luister weer vandag na hierdie woord. Ons stuur dit vir jou uit ook op WhatsApp. En laat die Gees van God toe dat jy werklik ten volle verstaan wat God van my en jou verwag, hoe ons moet leef om Godvreesend te wees. Volgende Sondag bring elke man in jou lewe saam kerk toe en vier saam met ons Vadersdag. Daar sal natuurlik 'n wonderlike persoonlike lighuisgeskenk wees vir elkeen, foto's wat geneem kan word. So moet dit nie misloop nie. Die Here seën u.